Hy gaan ons lekker. Ek het vir Ronel gevra, wat skryf sy so baie? En hy rukkie gevat, maar nou is hy mooi duidelikheid hieroor. Nou kan sy ons 'n bietjie mooi vertel. Is iets wat hy ons gister of eergister ook al oor gepraat het hierso. Tussen ons twee. Maar laat ons hoor wat sê Nella. Hallo julle. Ja, hy pla my net as ek my goed skryf. Maar ja, vir party van julle is dit glad nie nuus nie, maar hy wil weet waaroor skryf ek. So ek is besig met Korintiërs en ek is nou by 1 Korintiërs 3. En ons weet dit is die gedeelte waar Paulus vir die Korintiërs sê, ek kan nie met julle praat soos mens met geestelike mense praat nie, want julle is nog karnel. Nou, as ons na die woord karnel gaan kyk, dan kan 'n ou nou baie dinge daaromtrent sê, maar ek het toe nou begin, omdat hy nou begin praat oor die spiritual and the carnal, toe maak ek nou vir my 2 kolomme. Die carnals, hy sê, want you are still babes in Christ. So met ander woorde, as jy 'n spiritual mens is, dan is jy nie meer 'n babietjie nie. Daar moet by jou 'n verandering kom, daar moet 'n volwassenheid kom. Hy sê ook, hy voer hulle met milk as babes, né? So met ander woorde, jou kos moet verander wanneer jy 'n spiritual mens is. Jy moet solids begin eet. Hy sê ook vir hulle, onder julle is envy, strife and division, which is behavior as men. Nou, ons is mense, men beteken nou nie noodwendig because I'm a woman, I'm not a man, maar dit is a human being, dis eintlik wat hy daarmee sê. So wat staan teenoorstaande envy, strife and division? Vir my staan the Holy Spirit or the Spirit of God, want envy, strife and division is manly traits, mense se kenmerke, dit hoe mense hulle self probeer verdedig en regverdig, waar die Gees van God is daar om ons te leer alles aangaande God. Hy is ons leidsman, hy is ons trooster. En dan praat hy van the behavior as men, met ander woorde is 'n human being, so daar moet 'n ander being in ons wees as 'n human being. Met ander woorde, vir my is dit die temple of God, en hy sê dit ook, ek dink is vers 17, hy sê, do you not know that you are the temple of the Spirit of God? So ons moet besef dat ons is 'n tempel, daar is ander reëls, as ek dit so kan sê, waar volgens ons moet lewe. Ons ontbyt is nie bacon en eiers, of mieliepap, of toast, of dit moet 'n geestelike ding word. Daar moet by ons 'n geestelike interaksie plaasvind. Dan praat hy in vers 17, hy sê, the temple can be defiled. Nou as ek die woord defiled hoor, dan dink ek vuil, nie skoon nie, contaminated, as ek daai woorde kan gebruik. Maar as jy na die Grieks gaan kyk, die Grieks is 5351, wat beteken to shrivel or to wither. Nou as dit dadelik is, het dit vir my the man with a withered hand, die man se hand wat heeltemal opgedroog het, as ek dit so kan sê. En dit is eintlik wat met ons geestesmense gebeur, as ons nie die regte kos kry nie. Jou geestesmens het voeding nodig. Hy sê hierso, the temple will be defiled, met ander woorde, die tempel gaan uitdroog. Dis nie dat die tempel vuil word nie, dis nie dat die tempel oorvloed word met, as ek kan dink aan Jesus wat in die tempel ingegaan het, en hy het die mense wat, die tempelverkopers, die mense wat met ruilhandel, offerhandes en goeders daar verkwansel het nie. Dit is nie dit waarvan hy praat nie. Hy praat van jou geestesmens raak weg. Hy kry nie voeding nie. En ek dink nie ons praat genoeg daaroor dat ons geestesmens het kos nodig nie. Wat se kos voer ons geestesmens? Nou as jy gaan lees,
wat hy toe verder in vers 10 tot 15 praat, ekskuus, ek probeer net vinniger praat, want daar kom so baie goed by my op wat die Heilige Gees nou vir my oopmaak, maar vanaf vers 10 tot 15 sê hy, ek lê 'n fondasie. Wat is ons fondasie? Ons fondasie is Christ crucified. Dis ons fondasie. Hy sê, dit is wat ek gelê het, en toe kom Apollos, en hy bou daarop, en toe kom daai een, en hy gee dit water, en ons is al hierdie goed kom saam om die tempel van jou krag te bekragtig, maar, as ons nie, en aan die einde sê hy, party van ons seems to be wisdom, ons dink ons het wysheid, ons praat met al hierdie gedinkte wysheid, maar waar kom dit vandaan? Dit kan alleenlik substance dra, as dit van die Heilige Gees afkom. Dis nie ek, of Apollos, wat so wonderlik is, wat julle nou so ophemel, en so, dit is alles deel van carnal behavior, dit is die man, wat nie die kos gekry het van sy gees af nie, wat so praat. Wanneer ons begin om ons substance van die Heilige Gees af te kry, dan begin ons in humility beweeg, dan begin ons sê, dit is die fondasie, dis Christ crucified, wat ons sterk maak. Dis hy wat ons die krag gee om te doen wat ons doen. Wat vir my wonderlik was ook, is daar waar die Heilige Gees vir my gesê het, gaan kyk, to shrivel or wither, in other words, it's to dry out. En wat is die woord? Die woord is living water. Mense, ons moet ophou om te probeer, om te veel te hoor wat ander mense sê. Gaan terug na die living word toe. As jy wil hê, jou spirit man moet floreer, let it take up the substance of the living water. Otherwise, your spirit man is gonna wither. It's gonna shrivel away. 1 Korintiërs 3. Ja, maar hy sê mos vir hulle. Hy sê, jy kan nie met hulle praat nie, want hulle is nog babiekies. Ja, dit is wat ek in die begin maar gesê het, daai- babes in Christ. Waar is hy laaste, daai eerste vers van 1 Korintiërs 3, wat sê hy? Nee, ek het dit nie neergeskryf nie, hier is maar net my notas. Ok. Maar het kom duidelik daarop neer, hy sê, ek nou net bietjie teruggaan. I cannot talk to you as with spiritual men, or sweets, but because you are carnal, you are still carnal, and I am feeding, or I have fed you with milk as babies in Christ. Dis nie dat hulle nie gered is nie. Hulle is gered, Hulle het kopkennis. maar hulle is babiekies. Nee, dis nie eers kopkennis nie. Ek wil sê dit is carnality. Hulle kyk na die vlees. Dis envy en strife. Wie wil beter wees as die ander een? Wie weet beter as die ander een? Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is, wil jy hê God moet binne in jou tempel kom woon? Ek het hier vir myself ook bygeskryf, the true spiritual man even shares the living water in humbleness, knowing that the substance shared comes from God. This all is a confirmation that our actions and daily living as God's people should portray a life beyond the physical. Our spiritual man can only flourish from spiritual food. We should walk away from what feeds carnal or carnality. Ons vleesmens wil reg wees. Ons vleesmens wil beter wees. Maar ons moet op 'n punt kom waar ons daai vleesmens eenkant skuif en sê, wat is goed vir my gees? Hoe voer ek die tempel? Want ek wil hê dat God hier by my bly en dit nie 'n tempel in ruïnes word nie. Wie praat met my? Ronel. Ronel Botha, Tabazimbi.